Hallo, my naam is Janine van die Kerk van die Radio Kansel en is Hemelvaartdag 14 Mei en elke kerkleier storm handelinge een toe want dit is waar die hemelvaart storie dan nou gebeur. Jesus wat sê, jy sal my getuies wees van Jerusalem tot Judea tot Samaria tot die einde van die aarde toe en dan staan daar, hy word opgeneem in die hemel tot 'n wolk sy weg versper, totdat hulle hom nie meer kan sien nie. En dan verskyn twee engele en sê vir hulle, moenie worry nie, hy kom terug, net soos wat hy gegaan het, so kom hy terug op die wolke. En as enige ou wat nie 'n Christen is, en na die storie luister, dan sê hy vir homself, yeah right, 'n man wat so opstyg, dit moes baie weird, selfs sy eie disippels moes gedink het, ek kan nie glo wat hulle sien nie. As jy daaraan dink, as jy daai storie glo, dan moet jy die storie glo van die 5 broodjies en die 2 visse wat duisende gevoer het. Mense wat uit die dood uit opgewek is, Jesus wat 'n muntstuk uit 'n vis se bek uit gaan haal het om 'n bietjie belasting te betaal, al daai tipe van stories. Jona en die vis, wat mense sê dis die rede hoekom hulle nie kan glo nie, is sulke goed. En jy kan nie glo in jou God sonder om te glo aan alles wat in sy woord geskryf het nie, want as een van daai goed nie waar is nie, dan mors ons tyd. En ek het al vir die Here gesê, Here, dit sal soveel makliker wees as U net meer wonderwerke doen, meer bonatuurlike goed. Nee, dan sal dit vir my soveel makliker wees. Slak my van my donkie af, soos Saulus wat toe nou Paulus geword het. Dan sal dit makliker wees om te glo. En toe dink ek aan Judas. Liewe Judas Iskariot was een van die 70. Hy het hulle 2-2 uitgestuur om in sy naam mense gesond te maak, demone uit te dryf, mense uit die dood uit op te wek. Hulle het teruggekom en gesê, wow, dis regtig so, dit het gewerk, Here. En toe kom Judas Iskariot en verraai hom. En dit is nie die bad ou wat Jesus verraai het, sy eie disippels het weggehardloop toe hulle hom gearresteer het. Petrus wat hom 3 keer verraai het. Hulle het almal gesukkel met hierdie ding om te weet dat hulle weet. En toe tref die lewe. En dis wat hulle oortuig het. Aan die einde van hulle lewens het die apostels almal 'n marteldood gesterwe, want hulle het geweet, pleinweg te veel geweet, hulle kon nie stry nie. Jesus is God, die God van die heelal. En dis dan nou wat ek vir ons wens, vir ons bid. Ek bid dat ons die vreugde en die vrede en die hoop sal hê, wat kom saam met die weet dat jy weet, dat God is, sodat ons hom kan gehoorsaam, selfs al sê hy vir ons onmoontlike, moeilike goed, dat hy werklik God sal wees, dat ons tot die binne in oortuig sal wees, en dat dit nie ons hele lewe lank vat nie. Dis my gebed vir jou op hierdie Hemelvaartdag. Nou maar toe, die son sak. Sien jou môre.